Dit is my voorreg om vir jou baie welkom te sê by hierdie aanlyn boodskap. En dit is die gebed van my hart, dat die Here Jesus deur die kragtige werking van sy Gees nou vir elkeen van ons op 'n besondere manier sal ontmoet. Kom ons bid saam. Here Jesus, wat 'n voorreg is dit om volgelinge van U te wees, disippels van U. U het vir ons die pragtigste voorbeeld gestel, toe U gesê het, ek het nie gekom om my eie wil uit te voer nie, maar om die wil van my hemelse Vader te doen. Mag dit die gebed van elkeen van ons se harte elke dag wees, in Jesus se naam. Amen. Ons is tans besig met die wonderlike boek Handelinge, wat handel oor die geboorte van die vroeë kerk, en hoe dat die vroeë kerk die Here se opdrag, die groot opdrag uitgevoer het. Ons het gesien hoe dat die vroeë kerk met die uitstorting van die Heilige Gees hulle ontstaan te danke het in Jerusalem. En hoe dat hulle daar in die begin gefunksioneer het in Handelinge 2. Ons het in Handelinge 1 vers 8 gesien dat die Here God se primêre opdrag aan sy kerk is: julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in Judea, sowel as in Samaria, en tot aan die uithoeke van die aarde. As ons kyk na Handelinge 7, waar Stefanus sy Pinkstertoespraak lewer, en eintlik dit as 'n getuienisgeleentheid sien om Jesus te verheerlik, hoe dat hy net daarna gevange geneem word en vermoor word as die eerste Christen martelaar van die vroeë kerk. Dan lees ons in Handelinge 8 hoe dat daar geweldige vervolging uitgebreek het onder die gelowiges in Jerusalem, en hoe dat hulle moes vlug vir hulle lewens. En daar in Samaria begin hulle die evangelie van Jesus Christus met hulle aardsvyande, die Samaritane, deel. In Handelinge 10 dan gebruik die Here die beginsel van geloofsonderskeiding om deur middel van hierdie beginsel vir sy kinders te leer dat die evangelie nie net vanuit Jerusalem na die Samaritane toe moet gaan nie, maar ook na die res van die wêreld, en in hierdie geval ook na die Romeinse ryk toe. En dan lees ons hierdie pragtige verhaal van Kornelius en Petrus. Ek gaan die inleiding saam met jou lees, Handelinge 10 vanaf vers 1. In Caesarea was daar 'n man met die naam Kornelius, 'n kaptein in die sogenaamde Italiaanse regiment. Hy was met ander woorde 'n Romein. 'n mooi getuigskrif oor hom: hy was godsdienstig en godvreesend, hy en sy hele huisgesin. Hy het baie gedoen om die armes te help onder die Joodse volk en het gereeld tot die Here gebid. Kornelius het gereeld tot die Here gebid. In vers 9 lees ons: op 'n dag 12 uur die middag het Petrus opgegaan na die dakstoep van sy huis toe om te bid. In hierdie gedeelte kry ons 'n hele paar wenke wat die Here vir ons gee, hoe om werklik sy wil te ken deur middel van geloofsonderskeiding. En die eerste wenk wat hy vir ons gee is, wanneer ek en jy sy naam aanroep in ons binnekamer, daar waar ons in stilte in sy teenwoordigheid verkeer, daar praat hy op spesiale maniere met ons. Kom ons kyk hoe praat hy met Kornelius wanneer hy in sy binnekamer gaan. Een middag teen 3 uur het hy in 'n gesig duidelik 'n engel van God na hom toe sien kom, wat na hom roep: Kornelius. Kornelius het hom verskrik aangekyk en gevra: wat is dit, meneer? Die engel sê toe vir hom: God het gelet op jou gebede en op wat jy vir die armes doen, en hy het aan jou gedink. Stuur nou dadelik mense na Joppe toe en laat daar 'n sekere Simon haal wat ook Petrus genoem word.
Hy is tuis by 'n ander Simon, 'n leerlooier, wat by die see woon. Nadat die engel wat met hom gepraat het weggegaan het, het Kornelius 2 van sy huisbediendes en een van sy leiwagte, 'n godsdienstige soldaat, geroep. Hy het hulle alles vertel en hulle na Joppe toe gestuur. Wanneer Kornelius in sy binnekamer gaan en bid, dan verskyn 'n engel van die Here aan hom met 'n baie belangrike opdrag. Stuur mense na Joppe toe, na Simon Petrus, en sê vir Petrus hy moet na Kornelius toe kom. Kom ons kyk wat gebeur met Petrus wanneer hy bid. Wanneer hy op sy dakstoep sit en bid, terwyl die mense ete klaar gemaak het, het hy in geestesvervoering geraak. Hy het die hemel oopgesien en iets soos 'n groot doek wat aan sy 4 punte neergelaat word, sien afkom grond toe. Daarin was al die 4-voetige en die kruipende diere van die aarde en van die wilde voëls. Hy hoor toe 'n stem vir hom sê, kom Petrus, slag en eet. Maar Petrus sê, nooit nie Here, ek het nog nooit iets geëet wat onheilig en onrein is nie. Kyk hoe werk die Here. Hy stuur vir Kornelius se mense na Petrus toe. Dit is Romeine. Met ander woorde, mense wat die Jode as onrein gesien het, soos die Samaritane. Voordat hierdie mense by Petrus se voordeur kom, waarsku die Here vir hom, dat ek en jy nie die reg het om enige iemand as onrein te verklaar nie. Want deur die bloed van Jesus is alle mense rein verklaar. Alle mense het die reg om kinders van die Here te word. Hy sien hierdie laken uit die hemel uitkom en op die laken is daar 'n klomp diere. Ook volgens die Ou Testamentiese Joodse wette onrein diere soos varke, wat hulle nie mag eet of nie aanraak nie. En die Here kom sê vir hom voordat daardie Romeine by sy voordeur kom. Jy kan eet wat ek rein verklaar het, mag jy nie onrein verklaar nie. En berei hy vir Petrus voor dat hy ook die evangelie aan die Romeine gaan verkondig. Hy hoor 'n tweede keer die stem. Die tweede keer sê die stem vir hom wat God rein verklaar het, mag jy nie onrein ag nie. Dit het 3 keer gebeur en daarna is die doek weer in die hemel opgetrek. Die Here help vir my en vir jou om sy wil te ken deur middel van ons binnekamer. Dan gebruik die Here wonderlike maniere om met ons te praat. In Kornelius se geval stuur hy 'n engel om met hom te praat. In Petrus se geval laat hy hom 'n visioen sien. Die Here gaan nie noodwendig so met my en jou praat nie. Hy praat in die eerste plek met my en jou deur sy woord en deur sy Heilige Gees. Maar hy kan ook op 'n bonatuurlike wyse, soos deur 'n visioen of deur 'n medegelowige met jou praat en met my. En dan as ons van vers 17 af lees, dan sien ons dat die Here God lei ons ook deur omstandighede, deur groen ligte of rooi ligte, om sy wil te ken. Kyk hoe doen hy dit hier. Terwyl Petrus nog wonder oor die betekenis van die gesig wat hy gesien het, kom die mans wat deur Kornelius gestuur is al by sy voordeur aan. Hulle was op soek na die huis van Simon en doen toe navraag na Simon wat ook Petrus genoem word, of hy daar tuis is. Terwyl Petrus nog nadink oor die gesig, sê die Gees vir hom, daar is 3 mans wat jou soek. Kom, gaan onder toe en moenie aarzel om saam met hulle te gaan nie, want ek het hulle gestuur. Die Here gee vir hom 'n uitdruklike opdrag deur omstandighede. Net die volgende oomblik, vers 21, Petrus het onder toe gegaan en vir die mans gesê, hier is ek, dis vir my wat julle soek. Waarom is julle hier? Hulle antwoord, kaptein Kornelius, 'n opregte en godvreesende man, vir wie die hele Joodse volk hoë agting het,
het 'n openbaring deur 'n heilige engel gekry en hy u na sy huis toe moet laat haal om te hoor wat u te sê het. Die Here lei deur omstandighede. Hy stuur daardie mense van Kornelius na Petrus se voordeur toe. Hy praat met Petrus voordat die mense aan die voordeur klop en hy sê vir hulle presies wat gaan gebeur. En dan sien ons dat die Here ons ook lei deur gemeenskap van gelowiges, deur met medegelowiges gesprekke te voer. Daar maak die Here sy wil in ons bekend en sien ons dit van vers 23 af. Petrus nooi hulle toe in en gee vir hulle huisvesting. Die volgende dag het hy en 'n paar van die gelowiges in Joppe saam met hulle gegaan en 'n dag later in Caesarea aangekom. Kornelius het hulle al verwag en het sy familie en huisvriende reeds bymekaar geroep. Petrus en sy mense gaan na Kornelius toe. Intussen het Kornelius en sy mense voorbereidings getref om hierdie Joodse gelowiges te ontmoet. En dan beoefen hulle doodgewoon gasvryheid teenoor mekaar as medegelowiges. Toe Petrus daar kom, het Kornelius hom tegemoet gegaan en eerbiedig voor hom gekniel. Maar Petrus het hom laat opstaan en gesê, staan op, ek is self ook maar net 'n mens. Terwyl Petrus met Kornelius praat, gaan hy die huis binne, waar hy baie mense bymekaar aantref en hy sê vir hulle, julle weet dat 'n Jood nie met iemand van 'n ander volk mag omgaan of by hom in die huis mag kom nie. Maar God het vir my gewys dat ek geen mens as onheilig of onrein mag beskou nie. Daarom het ek sonder om tee te stribbel gekom, toe julle my laat haal het. Sê nou vir my waarom julle my laat haal het. So die Here lei sy kinders deur jou binnekamer, deur in gebed met hom te wees, deur as die almagtige God op verskillende plekke op dieselfde manier te werk. Hy lei sy kinders deur omstandighede. Hy lei sy kinders deur gemeenskap van gelowiges wat gasvryheid teenoor mekaar beoefen en daar saam die Here se wil te ontdek. En hy lei sy kinders deur getuienis te lewer. En dit sien ons vanaf vers 30. Kornelius lewer nou getuienis oor wat met hom gebeur het. As hy sê, 4 dae gelede so teen 3:00 die middag was ek in my huis besig om te bid. Toe gebeur daar 'n wonderlike ding. Daar staan skielik 'n man met blink klere voor my. En hy sê vir my, Kornelius, God het jou gebed verhoor en gelet op wat jy vir die armes doen. Stuur iemand na Joppe toe en laat vir Simon, wat ook Petrus genoem word, daar haal. Hy is tuis by 'n ander Simon, 'n leerlooier, wat by die see woon. Ek het dadelik mense na u toe gestuur en u was so goed om te kom. Ons is nou almal hier in die teenwoordigheid van God om te hoor wat die Here alles aan u opgedra het. Is dit nie mooi nie? Pragtige getuienis. Kornelius vertel net 'n godsverhaal wat hy beleef het. En dan begin Petrus sy godsverhaal vertel, sy getuienis, en dan doen hy dit vanaf vers 34. Toe het Petrus aan die woord gekom en gesê, waarlik, ek begryp nou eers dat God nie onderskeid maak nie, maar in enige volk die mense aanneem wat hom vereer en doen wat reg is. Julle weet dat God aan Israel sy woord gestuur het, naamlik die evangelie van vrede, wat Jesus Christus gebring het. Maar hierdie Jesus is Here van almal. Julle weet ook van die gebeurtenisse dwars deur die Joodse land. Dit het in Galilea begin na die doop wat Johannes verkondig het. Julle weet van Jesus van Nasaret dat God hom met die Heilige Gees gesalf en met krag toegerus het. Hy het rondgegaan, oral goeie werke gedoen en almal gesond gemaak, wat in die mag van die duiwel was, want God was by hom. Hy het almal gesond gemaak.
En ons is getuies van alles wat hy in die Joodse land en in Jerusalem gedoen het. Hulle het hom doodgemaak deur hom aan die kruis te hang. Maar God het hom op die 3de dag uit die dood opgewek en hom laat verskyn. Nie aan die hele volk nie, maar net aan ons vir wie God reeds gekies het om getuies daarvan te wees. Ons wat na sy opstanding uit die dood saam met hom geëet en gedrink het. Hy het ons opdrag gegee om aan die volk te verkondig en te bevestig dat dit hy is wat deur God aangestel is as regter oor die lewendes en die dooies. En hoor nou hierdie pragtige teks 43. Van hom getuig al die profete dat elkeen wat in hom glo vergewing van sondes deur sy naam ontvang. Die Here lei mense deur geloofsonderskeiding wanneer ek en jy gehoorsaam is aan die groot opdrag en getuienis lewer van hierdie wonderlike Jesus wat ons dien. En kyk wat gebeur nou. Mense wat nie Jode is nie, ontvang nou die Heilige Gees op grond van hulle getuienisse. Terwyl Petrus nog praat, het die Heilige Gees op almal gekom wat na die woord geluister het. Toe die Joodse gelowiges wat saam met Petrus gekom het, hoor hoe die mense ongewone tale of klanke gebruik en God prys, was hulle baie verbaas dat die Heilige Gees as gawe uitgestort is, ook op mense wat nie Jode is nie. En Petrus sê, hierdie mense het net soos ons die Heilige Gees ontvang. Wat kan dan verhinder dat hulle nou ook met water gedoop word? Toe het hy beveel dat hulle in die naam van Jesus Christus gedoop moet word. Daarna het hulle hom gevra om 'n paar dae by hulle te bly. Sjoe, wat 'n pragtige verhaal. Praktiese wenke oor hoe ek en jy die Here God se wil kan ken. Maar wil ek afsluit deur te sê, die Here God werk nie altyd soos ons dink nie. Maar omdat hy so anders is en almagtig is, werk hy in verskillende mense se lewens op verskillende maniere. Hier is maar net 'n paar wenke wat vir my en vir jou kan help om werklik geloofsonderskeiding te soek na die Here se wil. Maar hy kan ook op vele ander maniere met jou en my praat. Mag dit regtig die gebed van elkeen van ons se harte wees om aktief die Here se wil in ons lewe te soek, sodat die groot opdrag van Handelinge 1 vers 8 prakties tot uitvoer kan kom. Ek en jy is besig om die wêreld voor te berei vir die koms van die Here Jesus, wat sy lewe afgelê het, nie net vir sommige mense nie, maar vir alle mense wat hom in die geloof aanvaar. Amen.